Goeiedag geliefdes, goeiedag Renay, goed om jou weer in die ateljee te hê. En ons begin met 'n splinternuwe reeks in die boeke of die briewe wat Paulus geskryf het in die briewe van 1 en 2 Korintiërs. En ek sien uit daarna. Ek is ook baie opgewonde. Dit is heerlik om weer saam met u te wees. En jy weet, dit is altyd so aangenaam om van Paulus te leer. Hy leer ons so baie van die bediening, nie waar nie. So ek is baie opgewonde om die Here te vra om vir my en vir u so 'n bietjie meer te leer oor die bediening, wanneer ons kyk na die boeke van Korintiërs. So mag u 'n wonderlike seën kry in hierdie volgende paar weke se studies. En voor ons begin, oudergewoonte, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons vra dat u ons weer eens in hierdie uur insig uit die woord sal gee, dat ons mag lees, dat ons mag leer, dat ons mag verstaan, maar dat ons ook kan toepas in ons lewens. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. So, kom ons begin, en ons begin nie by By Korintiërs nie. 1 Korintiërs 1 nie. Kom ons begin by Handelinge 18, vers 9 en 10. En die Here het deur 'n gesig in die nag vir Paulus gesê, wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. Nou as ons kyk na hierdie stad, en ons kyk na hoofstuk 18, en sê ons Paulus in Korinthe. So, en hier is 'n snaakse ding. Die Here sê vir Paulus, soos wat hy vir Joshua gesê het, wees nie bevrees nie. Nou, snaaks genoeg, as die Here dit vir iemand moet sê, hoe sê ek altyd, kom ons lees tussen die lyne, dan was Paulus 10 teen 1 'n bietjie ongemaklik. Daar's geen, ek weet die Here sê kort vir ons moenie bevrees nie, want dit is deel van ons menslike natuur, en ek dink ons maak soms die fout om te dink dat 'n groot sterk prediker en evangelis soos Paulus vreesloos in 'n plek ingestap het, maar ek dink ons maak 'n baie groot fout. En hierdie is absoluut die bewys dat die Here tot vir Paulus moes gesê het, Paulus, moenie bekommer nie, moenie bevrees nie. Onthou, in Handelinge het ons al gelees hoeveel keer Paulus se lewe bedreig was, hoeveel keer hy in gevaar was. So hier is nou weer 'n nuwe uitdaging, hier is weer 'n nuwe tydperk wat hy ingaan, nuwe mense wat hy gaan ontmoet, hy gaan moeilikheid kry. Ou Paulus het in sy agterkop het ek myself moet regmaak hiervoor, en hoe pragtig dat die Here vir hom aanmoedig en vir hom sê, moenie bekommerd wees nie, moenie bevrees nie, ek is met jou. En wat mooi is dat hy sê, ek het baie mense in hierdie stad. So die Here gee vir hom al Jy's reeds al, nie alleen nie. jy's nie alleen nie, en daar is 'n groot oes wat dalk wag op die werk wat jy hier doen. So hier sien ons ook dat, soos in die Ou Testament, en ek dink byvoorbeeld aan Elia, wat groot werk vir die Here gedoen het, in die volgende oomblik raak hy vreesbevange en hy hardloop weg. So sien ons baie ander karakters. So met ander woorde, 'n mens kan op hoogtepunte kom, wat jy vol krag en lewensenergie is, en dan die volgende oomblik, dan raak jy so bietjie bang vir die omstandighede wat rondom ons is. So dit is maar menslik. Ons ervaar dit ook, maar ons moet daaruit leer, en die woorde wat die Here vir Paulus gesê het, sê hy ook vir ons. Wees nie bevrees nie. Hoeveel keer was jy al bevrees, as jy net met die bure moet praat, of so 'n bietjie in die straat af met iemand anders moet praat, of by die mense by die werk, gaan hulle dit aanvaar, gaan hulle dit nie aanvaar nie, as ons met hulle oor die dinge van Christus praat. Ja. En die Here sê dieselfde ding vir ons vandag. Ek het baie mense daar waar jy is. Ja, dit is so 'n pragtige belofte vir my, om te weet dat wanneer ek gaan om die woord van die Here te verkondig, is die Here alreeds daar. Nie waar nie? Jy sê altyd, ons moet vra vir die uitstorting van die Heilige Gees aan albei kante. So ons gaan ten eerste bid en sê, Here, berei die veld voor wat u vir ons na heen stuur, sodat die Heilige Gees reeds die harte voorberei om die boodskap te ontvang. Maar Here, berei ook vir my voor, die Heilige Gees moet met my werk, dat ek die regte woord spreek vir dit wat die mense moet hoor. So, die Here werk en hy stuur vir ons, maar ons is maar so 'n bietjie bekommerd. Ja. So kom ons blaai vinnig, en ons lees 1 Korintiërs hoofstuk 1, vers 1. Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Sosthenes. Hier kom Paulus en hy stel homself voor. Hy sê, Paulus, 'n geroepe apostel. Hoekom sal Paulus so sê? 'n Geroepe apostel. Want daar is sekere mense wat dink hy was nie deel van die oorspronklike 12 nie. So hoekom is hy geroep? En Paulus wil dit hier onomwonde stel,
aan die wat dalk daai vraagteken het, dat hy sê, ek is 'n geroepe apostel van Jesus Christus. Nie deur die wil van mense, soos wat die apostels dalk iemand anders aangewys het nie, maar deur die wil van God. So kom ons kyk gou-gou ook, ek het wil vinnig net so toe blaai Romeine hoofstuk 1, daar groet hy ook die Romeine en hy sê dat Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. Met ander woorde, hy word afgesonder vir hierdie sekere werk. Hy was 'n tentmaker van beroep. Hy was 'n fariseer, maar hier kom die Here en die Here sonder hom af. Want die Here het ook vir die ander disippels, toe hy vir Paulus geroep het hy gesê, luister, ons roep hulle in, sodat hulle vir hom kan werk. Ja. Dis belangrik dat ek en jy ons roeping in die Here verstaan, erken en deeglik bewus is van die werk wat die Here vir ons uitgesit het. Want diegene wat ek wil amper sê wat deur die Satan aangewys is om jou te kritiseer, wanneer dit kom by jou roeping in die Here, sal meer as genoeg wees. Jy kan nie met 'n identiteitskrisis sit wanneer jy in die Here se werk gaan nie, en dit is wat so belangrik was van Paulus se kant. Hy moes baie deeglik weet, luister, hiervoor is ek geroep, al is ek bang hiervoor, al is ek weer in 'n nuwe area, al is daar van die mense in die sinagoges wat vir my sê, wie's Paulus, wie's hulle, weet jy wat, maak nie saak nie, ek is deur die Here geroep, ek het nie 'n identiteitskrisis wanneer dit kom by my roeping nie. Ek wil net hê ons na laaste een ook kyk in Galasiërs 1 vers 1, want hier skryf Paulus ook, en hy sê daar vir ons, Paulus, 'n apostel, hier kom sê hy 'n bietjie anders, nie vanweë mense nie. En daar sê hy, ek is deur die Here self geroep op die pad, Damaskuspad, nee. En hy sê daar, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat hom uit die dode opgewek het. So hier sê hy, as julle dalk nie saam met my wil saamwerk nie, kom ek vertel vir julle van my, kan ek sê CV? Die Vader self het my geroep en daarom kan julle luister na wat hy sê. Ek dink dis belangrik dat ons moet vir 'n oomblik net sê, wanneer die Here sy stempel gesit het op jou roeping, beteken dit nie dat jy nooit weer gaan foute maak nie. Paulus het baie foute gemaak, maar Paulus was bereid om te leer. Ja. En ek dink dit is een ding wat vir ons as geroepenes 'n belangrike aspek is om te verstaan. As ek geroep word deur die Here, is ek self, soveel as wat ek ander wil leer, bly ek 'n student. Ek bly 'n student van die Here en ek moet leerbaar bly, nie waar nie. En as ek net die laaste een kyk, en net so om dit in Korintiërs mee te bring, dat God homself geroep het, en dat God self aan hom verskyn het, en hulle weet, maar Paulus haal dit vir ons 'n bietjie later aan, in 1 Korintiërs hoofstuk 15, en hy kom daar by vers 5, en hy sê, die Here het aan Petrus verskyn, die Here het aan Johannes verskyn, die Here het aan 500 broers verskyn, ja, ek sê Johannes, ekskuus tog Jakobus, en hy sê dan later daar in vers 8, en laaste van almal, het hy verskyn ook aan my, as die ontydig geborene. Ag, shame. So Paulus sê daar, Ek dink hy het al genoeg kritiek gehad van baie kante af oor, wie's jy? Jy was die deel van die oorspronklike 12, waar kom jy nou in? So ek dink ook Paulus, het was nodig dat hy mense herinner daaraan, luister, so die Here gaan nog mense na my aanstel, wat vir hom gaan werk. Dis nie net die oorspronklike 12 en nooit weer iemand daarna nie. So dis ook 'n belangrike konsep vir ons om te verstaan daardie. Ja, dat jy mag dalk nie een van die eerste keuses gewees het wat die Here roep nie, maar hy roep ons op verskillende tye om vir hom te kan werk. Nou as ons gaan en ons kom by Handelinge hoofstuk 17. Nou, dit klink dalk nou vir die snaaks, ons bestudeer die boek van Korintiërs, maar ons blaai 'n bietjie na Handelinge. Nou ons moet een ding mooi verstaan hè. Handelinge sê vir ons is die handelinge van die apostels. En hier sien ons hoe hulle gewerk en wat hulle gedoen het. En hier sien ons dat 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Romeine, Efesiërs, Galasiërs, al die briewe wat Paulus geskryf het, het hy geskryf en jy kry 'n oorsprong in Handelinge. Die briewe is geskryf aan die gemeentes wat Handelinge vir ons vertel wat hy besoek het. So dis goed om ons basispunt en ons wegskop afspringplekkies so 'n bietjie te kry in Handelinge. Ja. So ons sien daar, as ons hierdie gedeelte kyk, dan sien ons Paulus is in Thessalonika en in Berea, en van daar af moes hy heen gaan, en toe moes hy na Korinte toe gaan. So ek wil hê ons moet net so vinnig daardie verhaaltjie daar optel,
daarvan dalk van vers 16 af, dan lees ons net so 'n paar stukkies. Okay, dis Handelinge 17 vanaf vers 16. Ja. En terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense en elke dag op die mark met die wat hy teekom. En sommige van die Epikurieniese en Sostyne wysgeere het met hom gestry en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. Nou die eerste ding wat ons nou hier moet besef is, hy het rondgeloop, hy is weg uit Thessalonika en Berea uit en hy kom hier in Korinthe aan en Paulus in Athene aan en hier kom hy en nou moet hy wag vir sy broers om te kom. Maar hy loop so lank in die plek rond en verken alles. Paulus is rusteloos. Nie stil sit nie. Hy kan nie stil sit nie en hy begin met mense te praat want dit waarvan die mond hart vol is, loop die mond oor. Dis mooi. En hy wil net verkondig en hierdie klomp mense hier, hierdie klomp Grieke hier in Athene, hulle kyk hom net so en hulle sê hy's 'n praatjiesmaker. Hy praat van baie dinge. Ek dink ons moet ook verstaan, nou jy praat van Athene, dit is soos een van die grootste stede wat vol was van die Griekse afgode. En daar was baie filosowe in die omgewing wat allerlei konsepte, dis al wat hulle heeldag en aldag gedoen het, was om al te sit by mekaar konsepte te bespreek, debatte te voer. En so vir nog iemand om op te staan in 'n mark en met 'n sekere filosofie, kan ek dit nou maar so stel, na vorendag te kom, was nie vir hulle snaaks nie. Hulle sou hom ingehou en gesê het, nou, okay, kom ons hoor wat jy sê, en dan sal die redenasies rondom die punt gevoer word. So hulle het vir Paulus gekry in die mark waar hy klaar besig was om die woord van die Here te verkondig, en nou het die bevelvoerders van filosofie, die groot filosofiese denkwysgere, het hom ingeroep en gesê, okay, nou maar kom ons gesels 'n bietjie met jou, want jy het nou weer heeltemal 'n nuwe konsep wat jy vir ons mense bring. Maar is baie snaaks, as ek nou kyk daarna, en ek kyk nou met my oog daarna, hulle noem hom 'n praatjiesmaker. Ag, ek weet ook nie baie waarvan hy praat. Hy's maar 'n praatjiesmaker. Hy's nie eintlik 'n filosoof nie. Dit is wat ek hierin sê. So hulle verkleineer hom so 'n bietjie, maar hulle vat hom in vers 19, hulle vat hom na die Areopagus toe. En hulle sê vir hom, dis vers 19, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is wat deur u verkondig word? Want u bring sekere vreemde dinge in ons ore, ons wil dan weet wat dit tog kan wees. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad, as om iets niets te sê en te hoor nie. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. En hier kom hy en hy begin 'n aanvalshoek, wat hy begin hier met die altaar wat hier vir die onbekende God was. Nou, ek myself moet sê, ek weet nie of ek dink dit was nou die altaar vir die Here nie. Maar omdat dit 'n onbekende God was en hulle nie geweet het wat dit was nie, het hy besluit, hierdie is sy invalshoek en hy gaan hierby begin en hy gaan met hierdie ene begin om hulle aandag te trek. Want hierdie stad was vol verskillende gode. So hulle was godsdienstig op hulle eie manier. So hy trek dadelik hulle aandag en dis een van die dinge wat ons dadelik kan leer. Ons moet mense se aandag trek met dit wat hulle in belang stel. Ja. Onthou die eerste plek, daar was so baie van hierdie afgodsbeelde dat ons nou net gelees het dat Paulus skoon ontstemd was met die vreeslike klomp afgodsbeelde wat hy daar gesien het. Want in Athene was dit basies 'n konsep van as jy 'n nuwe god wil hê, kom ons bou vir jou 'n standbeeld, dan kan jy hom ook maar aanbid. Elke ou kies maar die filosofie wat hy wil aanvaar. En dan net vir ingeval ons 'n god gemis het en ons maak hom dalk kwaad, kom ons sit hier een op vir 'n onbekende god Wat ons nie ken nie. En wat 'n interessante manier om 'n bediening te begin. Baie mense mag dalk sê, daar's nie 'n manier dat ek 'n afgodsaltaar of 'n ding sou gebruik het om mense te bring tot by die Here nie. Maar weet jy wat, ek dink wanneer mense met so afgodsdienaars te doen kry, dan gee die Here vir jou op daai oomblik baie wysheid. En ek dink dis die hoek van waaruit ons Paulus moet sien. Hoe hy met hulle kon gesels is om te sê, maar daar sal reeds in julle midde hierdie behoefte om nie die God
wat julle nie ken nie te onteer nie. So kom ek vertel vir julle van die onbekende God. Ja. Want hy's nou uitgenooi. Om hulle te Die deur vertel. het oopgemaak. Hy's in die Areopagus in. Wie kry so geleentheid om met die groot manne te kom gesels? Ja, en ek sien die prediker in hom. Hy kan homself nie terughou nie. Hy hou net aan en hy hou net aan. En hy gaan aan en ek dink miskien het hy dalk 'n bietjie te ver gegaan om dit vir hulle te verduidelik, want hy verduidelik vir hulle hierdie God wat nie met mense hande gemaak is in tempels waar mense woon nie. Hy het die hemel en die aarde geskaap en hy gaan aan en hy gaan aan. En die volgende oomblik sê hy vir hulle, is hy wat uit die dode opgewek is. Maar toe hulle van die opstanding in vers 32 uit die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal u weer hier omtrent hoor. In vers 33, en so het Paulus van hulle weggegaan, maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie ook Dionysius en die Areopagiet was, en 'n vrou met die naam van Damaris, en ander saam met hulle. Met ander woorde, al het hy hier net 'n kleine oes gekry, en hy was nie eintlik van plan om bedieningswerk hier te doen nie. Het die Here in elk geval die saad wat hy gesaai het, hier geseën, en hy het ekstra mense gekry, want hy was op pad na Korinthe toe. Dis reg. Maar is dit nie wonderlik dat die Here vir hom hierdie geleentheid gee om in hierdie fantastiese plek met hierdie klomp wyse manne te praat, en die Here gee vir hom uit die Areopagus een Areopagiet. Kan dit wees dat die Here jou stuur na 'n hele sendingveld toe, en hy gee vir jou een siel? Een siel wat hy vir jou daar uitgesit het, wat op daardie stadium reg is om hierdie boodskap te hoor. Want daardie een siel gaan weer terug na waartoe die Here hom geroep het, of waar hy vandaan gekom het, en hy gaan verkondig weer verder. So ek dink hier is sommer klaar vir ons 'n groot boodskap in. Moenie moedeloos word as dit vir jou lyk of die oes klein is nie. Jy sien net jy sien die een siel. Jy weet nie wat die Here met daai een siel weer verder gaan doen nie. Baie goed wat jy daar vir ons sê. Nou kom hy en dan sê ons in hoofstuk 18. Daarna het Paulus uit Athene vertrek en in Korinthe gekom. En hy het 'n Jood gevind met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs met sy vrou Priscilla van Italië gekom het, omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes vertrek. Na hulle toe het hy gegaan. En omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. So, hy het mense gesoek by wie hy kan gaan werk om homself te onderhou, terwyl hy daar was. Hulle het daar aangekom, hy het saam met hulle gewerk. En hier kom Paulus, soos sy gewoonte was, en in vers 4, en hy het elke Sabbat in die sinagoge gespreek, en Jode sowel as Grieke oortuig. En toe Silas en Timotheus van Macedonië afgekom het. Met ander woorde, hy is nou al klaar daar. Hy het vooruit gegaan, ja. Toe hulle daar aankom, was Paulus ywerig besig om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle aanhou en teenstand te bied en godslasterlike dinge te spreek, het hy sy klere uitgeskit en vir hulle gesê, julle bloed is op julle hoof, ek is rein van nou af, sal ek na die heidene gaan. Dit is dan so 'n paar lesse wat ons kan leer, net uit hierdie eerste 6 verse van Handelinge hoofstuk 18. Eerstens wil ek sê, is dit nie interessant dat Paulus gaan tot daar waar hy wil wees, en die eerste ding wat hy doen is hy begin werk om homself te onderhou. Dis pragtig dat Paulus op 'n paar plekke sê, ons was nooit vir iemand tot 'n las nie, ek het met my eie hande gewerk, ek het myself onderhou. Ek het 'n vreeslike probleem met mense wat vir die Here wil werk, maar die res van die mense moet vir hulle sorg. As jy 'n behoefte het om vir die Here te gaan werk, het jy 'n plan oor hoe gaan jy vir jouself en jou gesin sorg, en diegene wat saam met jou is. Jy kan nie op die, kan ek maar so sleg sê, die nekke van ander gaan lê, sodat jy die werk moet doen nie. Maak seker dat jy 'n verantwoordelike burger van die land is, sowel as 'n verantwoordelike burger van die hemel. Dis belangrik, punt nommer 1. So sorg dat jy 'n tentmakers besigheid het, Jy wat moet, dit ook al mag wees in aanhalingstekens, Dis reg. sodat jy jouself kan onderhou wanneer daar dalk nie iets anders inkom nie. dis reg. Die tweede plek, ou Paulus is toe eers na sy eie mense toe. Ja, hy gaan soos gewoonlik gaan hy dan na die Eers is- sinagoge toe, maar dit lyk vir my, hulle is nie baie, hy is nie baie gelukkig met hulle nie, en hulle is nie baie gelukkig met hom nie, want hy sê sommer daar, jong,
julle bloed is op julle hoof. Hy sê klere uitgeskit as 'n simbool en sê ek wil nou amper sê soos Pontius Pilatus gesê het, nou was ek my hande in onskuld. Ek het dan nou alles vir julle gebring en julle weet al hierdie dinge waarvan ek praat, julle verstaan die skrifte en julle sien dit nie in nie. Ja, en dis nie die eerste keer dat Paulus vir mense sê, ek gaan, van nou af gaan ek na die heidene toe nie. Ek dink as julle Handelinge 28 vers 8 is, sal jy sien, daar sê hy dit ook weer. Maar ou Paulus het altyd eers na sy eie mense toe gegaan. Gesorg het hy vir die Jode hierdie boodskap bring. As hulle nie daarna wou luister nie, dan kon hy sê, ek het my plig gedoen, nou het die Here het vir my baie duidelik gemaak, ek gaan nou na om hierdie woord te verkondig aan die heidene. Paulus het daai woorde wat Christus vir die disippels gegee het, wat hy gesê het, wag hier, tot julle die Gees ontvang, en dan gaan julle na Jerusalem, en dan Judea, en dan Samaria, en dan die uiterste. So hy het daai ding nou op 'n ander manier weer ingeneem en gesê, maar as ek na 'n stad toe gaan, waartoe gaan ek? Eerst na die Jode toe. Dan werk ek eers met die Jode, en dan gaan ons van daar af aan. En hy raak ongelukkig, en hy skud sy klere uit, maar in vers 8 sien ons daar, dat dit tog vrugte afgewerp het. Het sê daar, en Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo, en ook baie van die Korintiërs het toe hulle hom hoor gelowig geword, en is gedoop. En die hoof van die sinagoge, dit is fantasties. So wat hy ook al daar in die sinagoge onder die Jode gedoen het, was definitief nie net ydelle woorde gewees nie, die Heilige Gees het wonderlik daar gewerk ook. Maar dan vers 9 sê ons, en die Here het in die gesig in die nag vir Paulus gesê, wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou en niemand sal die hand teen jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. Nou verstaan ons hierdie verse beter. Dis vreeslik wanneer jou grootste vyande uit jou eie geleerdere uitkom. Ja, en hulle het hom 10-1 gedreig, dat hulle die hande aan hom gaan slaan, hè? En onthou, nou het hy nou al klaar die hoof van die sinagoge bekeer, so nou sit hulle sonder 'n hoof van die sinagoge ook, die hele huisgesin is tot bekering gebring, en hoe wonderlik dat die Here op daai oomblik weer vir Paulus sê, moenie bekommerd wees nie, ek weet hierdie mense is teen jou, maar ek het nog baie siele na wie toe ek vir jou gaan stuur. Ja. En nou kom ons verder daar, die volgende puntjie wat ek daar wil uittel uit Handelinge uit, wat hy daar in Korintiërs doen, is in vers 11. Dit was nie net soos wat ons het nou in goeie Afrikaans sal noem, 'n hit and run nie, nee. Ja. Help my met die goeie Afrikaans daarso, 'n tref en trap nie. 'n tref en trap. Was nie net 'n tref en trap nie. Hy het daar vir 'n jaar en 6 maande, 18 maande lank, het hy daar bedien om die woord na die mense toe te bring. Wat leer ons daaruit? Partykeer neem mense die boodskap baie vinnig aan, ander kere moet ons vir lang tye arbei om die boodskap aan ander mense te bring, sodat hulle dit kan aanvaar. Ja, wees geduldig, nie waar nie? Dit is 'n interessante konsep, is vir ons soms deesdae die ding het van, die tyd is min. Daar's nie meer tyd om die werk van die Here ordentlik te doen nie. Die tyd is min, die wederkoms is voor die deur, so alles word halfgebak gedoen en alles word gejaag, want hoe vinniger ons nou ek gaan vir mense verkondig, as dit nie wil aanvaar nie, gooi hulle een kant toe, gaan na die volgende een toe. Ek dink hier is vir ons 'n pragtige voorbeeld om te sê, weet jy wat, as die Here vir jou op 'n plek gesit het, bly daar tot die Here vir jou sê, jy het nou lank genoeg hier gewerk. Ja. So, ons sien hierdie stad van Korinthe, en dit was eintlik 'n wonderlike plek om heen te gaan. Ekskuus, laat ek nou so sê, dalk is 'n Christen nie so 'n wonderlike plek nie, maar dit was 'n plek van geleenthede. Dit was op 'n groot handelsroete, almal wou met die Korintiërs handel dryf, maar dit was ook baie onsedelik, en daar was baie afgodediens, en al hierdie goed het hier gepaard gegaan, en baie keer dink ons, dat daar waar die Here ons heen stuur, is nie eintlik, want daai mense sal ons nou nie luister nie. So kom ons kyk nou maar eerder, is 'n te sondige plek. Ja, kom ons kyk nou maar ander mense wat sal luister. So hier moet ons weet, dit is die stad van Korinthe, maar die Here sê vir hom, ek het hier baie. Ja. Jy moet hulle net bereik, jy moet net aan hulle raak. En so is dit ook so in elke omgewing waar ons bly, dat die Here vir ons sê, ek het kinders oral, maar is jy en ek bereid om te getuig vir ander, sodat my kinders na my toe kan kom. Stel, ek en jy voorwaardes van waartoe die Here ons moet stuur. Here, ek sal graag vir u werk, maar solank dit daar of daar is, nee. Here moet my tog nie soontoe stuur nie, vir daai klomp mense sien ek nie kans nie. Ek dink nie dit is hoe die Here wil hê ons moet vir hom werk nie. Dit is belangrik dat ons op 'n punt kom waar ons sê, Here,
waar het u my nodig en waar kan u vir my die beste gebruik en berei my voor vir daardie werk wat ek moet doen? Die ander ding wat ons hier uit hierdie gedeelte kan kry van Handelinge is dat ons kan sien dat Paulus het daar gegaan, het na sy eie mense toe gegaan. Ja. Sy eie, kan ek sê, sy eie ras, sy eie kultuur. Volksgenote. En die sukses was nie so goed nie. So die Here kom en hy stuur ons baie keer na ander mense toe, wat dalk nie dieselfde as ons lyk nie, wat nie dieselfde taal as ons praat nie, wat nie dieselfde kultuur as ons het nie. Ja. Maar die Here stuur ons, want hy sê, hulle is ook my kinders. Jy moet ook na hulle toe gaan, want hulle is dalk die oes wat nou al ryp is, wat ons moet bereik. Ja, en die Here het byvoorbeeld vir Petrus heeltemal 'n ander roeping gehad. Petrus was die hoof van die kerk. Hy kon werk met sy eie mense. As ons baie mooi vir ons sal sien, Paulus was vandag eendag juis geroep om te gaan na die heidense nasies toe. En ek dink dit is ook weer eens, soos ons aan die begin gesê het, 'n belangrike vraag om te vra, Here, waar wil u my hê? Wat is die werk wat u vir my uitgesit het? Want aan die ander kant, soveel het wonderlik was dat Paulus elke keer eers na die sinagoges toe gegaan het en met sy eie mense gepraat het. Dit was op die ou einde van die dag wat sy dood gekos het. Ja. Hy was geroep vir die heidene, ek wil amper sê plek sy nou maar eerste na hulle toe gegaan het elke keer, maar omdat hy 'n passie het vir sy eie mense, en ek en jy 'n passie het vir ons eie mense, is dit waar ons onsself gewoonlik eers te bevind, wanneer ons die werk van die Here doen. Dis nie verkeerd nie, maar kom het ons seker maak dat ons weet waar die Here ons wil hê. En nou gaan ek net weer eens, soos Paulus hier rondgehardloop het, kom 'n teksvers in die Ou Testament ook saam, wat die Here ook nou vir Paulus gesê het, in Handelinge hoofstuk 18 vers 9, sê hy hier in Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Vertrou ons op die Here, Jo. dat hy ons sal ondersteun in die werk waarvoor hy ons geroep het. Of vertrou ons maar eintlik net op onsself? Ja, dis ek dink dis 'n vraag wat ons almal self moet gaan afvra, nie waar nie. So kom ons kyk gou-gou na 1 Korintiërs hoofstuk 1 en dan lees ons daar vers 11 tot 13. Ek was nou heeltemal aan die ander kant van die Bybel gewees, so as jy hom het. Ek het hom, want dit is aan my deur die huisgenote van Chloe bekend gemaak aangaande julle my broeders, dat daar twiste onder julle is. Ek bedoel dit, dat elkeen wat vir julle sê, ek is van Paulus, en ek is van Apollos, en ek van Cephas, en ek van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Hoe belangrik, ja, ek wil amper sê, hier sit ons daarom nou met 'n hedendaagse probleem ook. Hoeveel mense het jy al gehoor wat sal sê, jong, weet jy, daai ou leraar so en so. Hy was die enigste man wat ooit 'n impak gemaak het in ons kerk, of die enigste een wat ooit 'n impak gemaak het in die evangelie. Dan praat hulle nou van 'n persoon wat kom ons sê 40 jaar of wat ook al terug bedien het. Paulus sê 'n baie belangrike konsep hier. Onthou asseblief dat die krag is in die boodskap, die krag is nie in die profeet nie. Julle mooi gehoor wat ek sê. Die krag is in die boodskap van die Here Jesus Christus. Die krag is nie een in die persoon wat dit bring nie. Ja. So of dit nou Paulus is wat gepraat het, of dit Apollos is wat gepraat het, of dit Cephas was wat gepraat het, of wie ook al, die krag van die evangelie lê in die boodskap, want dit is gefokus op Jesus Christus. Dis nie 'n verdeelde boodskap wat populêr is as gevolg van die persoon wat dit bring nie. En dis belangrik dat ons wat die woord verkondig, dit vir mense so verduidelik. Moenie 'n aanhanger word van my nie. Word 'n aanhanger van Christus. Van die een wat ek verkondig. Daar sy. En dan die ander ding wat ons hier optel is, hierdie was 'n jong gemeente, en Paulus self was daar, en hy het onder hulle gewerk, maar hy skryf hier en hy sê, ja, ek kry berig, dat daar twiste onder julle is. In die kerk. Mense wat met mekaar beklei, kan dit wees? Hy sê, daar's twiste onder julle, en julle kies verskillende mense, en as ons nou verder deur Korintiërs gaan, dan sal ons sien baie van die ander probleme wat daar is. Maar hier moet ons weet, dat hierdie is nie 'n volmaakte kerk nie. Al is dit deur een van die mense gestig en geskryf, die brief van hulle, wat ons almal graag eendag wil ontmoet.
En daar was ook maar probleme. So is daar probleme in elkeen van ons kerke. Nie omdat daar 'n probleem is met die evangelie wat verkondig word nie, Ja. maar omdat elkeen van ons die eie ek voorop wil sit. En daarom twis ons met mekaar oor onbenullige goed, want hier twis hulle met mekaar, nee, maar daai ene preek beter as daai ene, en daai ene het 'n beter evangelie, en hy verduidelik dit beter as die ander ene. Dis onbenullighede, solank dit goed verduidelik word. En dit is die agtergrond waarin Paulus werk. So hy is die geroepe ene, maar hy is die een wat nou moet gaan in hierdie kerk gaan werk, en hy het daar gewerk, en hy het mense gekry, maar nou skryf hy 'n brief, en nou sien hy na die kerk gestig is, nou is alweer moeilikheid. Ai, aarde. En dit is die afskop vir een vir my. So wanneer ons in hierdie 13 weke kyk na hierdie lesse, moet ons begin besef dat die kerk waarin ek dien, die kerk waarin ek is, sit ook dalk met twiste. Dit sit ook met moeilikhede. Ons is nie vrygespreek daarvan nie. En as ons hierdie boeke wat Paulus geskryf het, hierdie briewe, dan sal dit soveel meer vir ons beteken, en ons lewens en ons kerke sal soveel ryker daardeur word. Korintiërs is 'n pragtige verhaal van kerke wat baie onervare was, wat nog baie gehad het om te leer. En dit is my gebed dat in hierdie weke wat ons saam met u gaan studeer, dat ongeag of u baie jare se ervaring in die Christendom het, of in u kerke is waar u is, of dan nou baie jare se ervaring is of nie, dat ons weer eens sal terugstaan en sê, Here, ek wil amper sê, vee daardie verwysingsraamwerk van my totaal en al uit. Ja. En leer my van niets af, hoe om die bediening te volbring volgens die wil van God, Amen. En nie volgens die wil van Ronay nie, of die wil van daai prediker, of van my eie wil nie. Here, dat ek die bediening sal vervul volgens u wil. Ronay, jy het dit goed afgesluit, ons hoop jy het iets daaruit gekry. Gaan studeer self 'n bietjie verder, maar ek sien uit om vir die volgende 12 weke, na hierdie ene, nog lekker saam met u in die boeke van, of die briewe van Korintiërs te kuier. Absoluut. Sal jy vir ons afsluit met 'n gebed? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die ongelooflike voorreg om u naam aan te roep aan die begin van hierdie studie van die boeke van Korintiërs. En te vra, Here, mag ons asseblief insig van u kry, mag ons van u leer. En Here, al is ons ou hande in die werk, of al is ons totaal en al onervare, dat ons op u sal fokus en sal vra, Here, lei ons in wysheid en in insig oor hoe die bediening moet vervul word volgens u wil. En soos wat u sê dit gedoen moet word, en nie volgens ons eie vooropgestelde idees nie. Ons vra dit in u naam. Amen. Amen.